julle kan sitplekke neem. Dankbaar vir die voorreg van môre om die offering te kan kom neem. Maar ek wil ietsie deel saam met julle. Ek lees in die Bybel, 2 Konings, ek dink is chapter 4 verse 1 to 7. It speaks about the woman or the widowed woman who had 4 sons. And the Bible says this woman had nothing, in his house. And, when the prophet Elijah came to him, he said he is hungry. And he asked this woman, what do you have? And this woman said, I have nothing but just a drop of oil and a bit of flour. I'm going to make food for my son and myself. We're going to eat. Then we can die from there. But also she talks about, his servant who served God so faithfully has died and also left some debts behind. Amen. And what I want to share with you is, how many of us today we're sitting here, maybe you're having that smile in your face just because of you're in front of people, but when you look at your house, there's no food, your fridge is empty, your car, the light is on, and you don't know where the tomorrow is going to come from. And I want to encourage you. The Bible says this woman, Elijah said to her, prepare for me something to eat. And guess what? God gave more. But also, there's a chapter where it says, God said to her, go borrow the vessels from the neighbors. And he said what? Go behind in the room and close the door and start pouring, into those vessels. And he said the woman started pouring and pouring and pouring until to the level where she said, there's no more jars to fill in. And then that's when God says, the oil ceased. And then, God said, go sell all these oils, pay all the debts. And she went and paid all the debts. And guess what? There was still more for her to live and continue. Amen. So I don't know what you are trusting God for, I want to say to you, offering, it's a matter of you trusting God for something. You're not offering because of you want God to do something for you, but if you are obedient and you're going to give, God is going to give back to you. Amen. So whatever maybe last you have, maybe you can say, Pastor, you don't understand. I got my last 20 rand after church. I'm going to buy bread and then we're going to eat in my family. How about you trust God? Whatever that God is whispering in your heart right now, there's 2 whispers that you're always going to get. The devil can whisper and say, don't give it your last. The other whisper, it says, give that last and trust God and see what he can do for you. Amen. So I think my last words is this. In the Bible, I believe there's somewhere, or there's that part where you say, don't test God. But there's one place that I know God says, test me. And it's in Malachi. He said, bring all your tithes and offerings into the house of the Lord. Try me and test me if I won't open the heavens windows for you. Amen. So as you are giving today, may God bless you. May he do you and give you your heart's desires. Amen. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. And our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an
an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. And our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Terwyl die musiek nog aangaan, ek wil vra almal net, ek breek 'n bietjie die routine, maar kan ons almal net staan? Iets wat Jeff gesê het, is eintlik 'n bevestiging van 'n gedagte wat ek gehad het in die bidkamer is, kom ons gee aan God wat hom toekom. Ons kan nie hierso sit en hierdie liede sing, ons eer God, maar ons sit want ons kry koud en ons sit en ons voel nie lekker, ons is siek nie. Kom ons kom bietjie uit ons gemaksone uit. Kom ons druk 'n bietjie. Dis nie lekker nie. Ons wil nie, die stem wil nie saamwerk, maar kom ons sing 'n bietjie. Gee 'n bietjie eer aan die Here. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Yeah. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns, yes. From heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome Amen. What an awesome God we have. Wat 'n awesome rowende God het ons nie. 'n lewendige God wat jou ken. 'n lewendige God wat in jou hart in kan sien wat jou begeertes, wat is jou behoeftes, waar jy tekort kom, wat jy nodig het. Alles kan die Here sien. Here, hy ken alles van jou. Hy vra net kom na my toe. Aanbid my in gees en in waarheid, want God is gees. God is waarheid. God is die lig. Reik uit na die Here. Baie dankie musiekspan. Kan ek asseblief vir die gemeente vra net 'n eer en lof aan die Here te gee. Julle kom julle sitplekke neem. Gister was ons hierso by die gemeente en hier was 'n begrafnis vir oom François. En ek ry af in die straat en ek was verbaas want hierdie plek was vol. Hierdie plek was gepak. Hier was karre reg by die straat af en hier binne moes jy letterlik gaan soek het vir parkering. Dit was 'n baie goeie diens. Maar in die diens en toe dink ek en dit kom nou by my op want ek weet waaroor ek nou gaan preek en van laaste woorde en ek dink toe oom François ek en hy het nie noodwendig gepraat nie. Ons het nooit regtig, ons paai het nooit regtig gekry, ons het mekaar gegroet.
Maar dit was omtrent dit. Maar daai Sondag, net voordat hy tot sy gekom het, het hy na my toe gekom en hy gee toe vir my 'n pakkie oor wat ek vir my vrou moes gee. En ek dink toe nou gister, wat as hy geweet het, wat sou sy laaste woorde gewees het? En dit is eintlik interessant om te dink, as jy kyk na iemand se laaste woorde, wat sal dit wees? En jy sal dink, dit is eintlik hulle belangrikste woorde. Eintlik vat hulle dan alles wat hulle geleer het, alles wat hulle van weet, alles wat hulle voel, hulle som alles op, en hulle gee dan vir jou daai stukkie kennis, daai stukkie wysheid, gee hulle vir jou oor. Nou Moses het dieselfde gedoen, want Moses was, kan jy nou maar sê, die hoof en die leier van 'n volk, eintlik 'n baie opstandige volk. Ons praat hier van die Israeliete wat Egipte uit gelei is, van hulle getrek is. En net toe hulle, dit was nie lank, net toe hulle in die woestyn inkom, toe maak hulle vir hulle self 'n god en hulle offer aan 'n goue kalf. Dit was nie lank nie, net nadat hulle deur die see gegaan het, waar die Here vir hulle letterlik wonderwerke gewys het, waar hulle kos gegee het, maak hulle vir hulle self 'n offer. Nou dit was die Israeliete toe daai tyd. Maar dit het nie daar gestop nie, hulle het toe aangegaan en as gevolg van hulle harde hart en as gevolg van hulle sondes het die Here vir hulle 'n pestsiekte gestuur laat hulle sterwe, duisende doodgegaan. Daar was 'n keer waar God slange na hulle toe gestuur het, waar die slange hulle gepik het en waar hulle so ook doodgegaan het. Tot so dat Moses toe 'n beeld moes oprig van 'n slang, dat hulle daarna kan kyk, dat hulle dan genees kan word. Maar hulle het deur baie oorloë gegaan, vyandige magte het hulle geoorwin. En so was hulle ook baie keer geoorheers deur vrees. Nou dit was nou die situasie wat Moses in mee gesit het. Moses en hierdie volk, en hy sê toe vir hulle die woorde, wees dapper en sterk, moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here jou God, hy is die een wat saam met jou gaan, hy sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Nou, hy het hierdie woorde vir hulle gesê, maar eintlik is die hele boek van Deuteronomium is eintlik een lang speech wat Moses gee, maar hier is amper op die einde waar hy nou vir hierdie bemoedigende boodskap gee. Maar voor dit het hy eintlik vir hulle gesê, julle is verkeerd, julle is opstandig, julle moet terugdraai na die Here julle God toe, want hy gaan julle verlaat. Maar hierso sê as jy by hom bly, as jy in hom vas staan, as jy dapper en sterk is in die Here, dan sal hy altyd by jou wees en hy sal nie verlaat nie. Want dit is eintlik 'n opdrag. Dis nie, miskien moet jy dapper wees of miskien moet jy sterk wees. Hy sê vir jou, wees sterk en dapper. Hy sê dit uitdruklik asof jy dit moet doen, maar ons aanvaar of ons wag eintlik, hoor die Here, ek moet dapper en ek moet sterk wees. Nou wag ek, Here, ek wag vir die dapperheid en ek werk vir die sterkheid. Dis nie hoe dit werk nie. Jy moet dit gaan haal. Jy moet sê ek voel nie dapper en ek voel nie sterk nie, maar ek gaan my skouers optel en ek gaan dapper wees en ek gaan sterk wees. Dawid sekerlik het nie gedink, nee, hy het wakker geword daai oggend en sê ek is lus om 'n reus te gaan verslaan nie. Nee, dis wat hy gedink het en hy het vir homself gesê, dis wat hy moet doen, dis wat hy verwag word. Ongeag wat na dit gebeur, hy sal dit dan doen. Vir die woord leer vir ons herhaaldelik, sê die woord vir ons moet presies so wees. Ons is dapper om ons sterk wees. Wat sê Genesis? Wat het God eers gesê vir die mens, wat moet hy doen? Gaan uit en gaan heers oor die aarde en alles daarin. Hy het nie gesê gaan wees net nie. Hy het gesê gaan heers oor alles op die aarde. Jy moet heers oor jou sonde, jy moet heers oor omstandighede, jy moet heers in alles in jou lewe. Kyk vir Josef, daar het hy was hy van sy familie af weggevat, hy was verkoop, sy broers het hom verloon. Toe kom hy in die paleis van die farao en sy vrou wil hom laat hy sonde doen. En hy hardloop toe weg. Hy staan nie daar in aan nie, hy hardloop letterlik weg van die sonde af. Hy het geheers oor daardie situasie. Hy het dit kragteloos gespreek. In jou omstandighede moet dit kragteloos spreek, jy moet die vrede en die vreugde van die Here aanroep. As ietsie gebeur, moet jy net sê, ag, nou is dit nou maar so nie. Spreek dit aan. Sê vir die Here, nee, ek is dapper en ek is sterk, hierdie dinge gebeur nie. Ek stel hierdie dinge kragteloos in die naam van die Here. Dit is hoe jy moet optree, dit is wat jy moet sê as jy dapper en weer sterk wil wees. Vir die mense wat hierdie boodskap tot harte geneem het, mense wat regtig dapper en sterk hulle eie sin gemaak het, was Moses toe hulle nou uitgelei uit Egipte uit. Dawid toe hy die vyande verslaan het,
Esther wat haar eie lewe gewaag het om na die koning toe te gaan. Daniel wat in sy geloof vasgestaan het, sterk gestaan het en wat reg is en wat goed is. En dan Job in swaar kry, in sy omstandighede het hy nog steeds God geëer. Nog steeds het hy vir sy vriende gesê wat hom aankla, het hy gesê nee, ek staan by wat waar is en wat goed is. Gideon wat op God vertrou in oorlog. Gideon wat sulke klein paar manne gehad het en hy die groot skare het hy verower in oorlog. En Paulus wat die prediking uitgevat het. Hy was eers die vervolger en toe word hy die een wat daai einste woorde gaan verkondig. Dit was nie omdat hulle teruggesit het nie. Dit was nie omdat hulle gedink het, nee, dis nie ek nie. Of nee, dit moet iemand anders wees. Nee, hulle het gesê, ek is dapper en ek is sterk. Ek is die een wat vorentoe gaan, al wil ek nie, al kan ek nie mooi praat nie, al lyk ek nie reg nie, al is die ene langs my beter as ek. Ek is dapper en ek is sterk, ek gaan vorentoe gaan, want dit is wat die Here verwag. Die volgende deel sê, jy moet nie bang wees nie, jy moet nie skrik nie. Nou wat is die een ding in die woord wat die meeste gesê word, jy moet nie doen nie? Moet nie vrees nie. Daar staan hier so baie in die Bybel, moet nie sonde doen nie, wat eintlik maar 'n obvious ding is, maar moet nie vrees nie, is die grootste ding wat ons nie moet doen nie. En hoekom? Het al ooit gewonder hoekom jy nie moet vrees nie? Want as jy vrees, is dit jou geloof wat jy het. Vrees is jou geloof in leuns. Jy glo in leuns as jy vrees. As jy 'n vreesagtige houding het, as jy vreesagtig is jy besig om te glo in die Satan, die vader, die moeder van leuns. En as jy besig om die Satan eer te gee, as jy nou in jou vrees het en jou bangheid is. Nou Moses sê vir hulle, moenie vrees nie, moenie skrik nie, want hulle weet, daar is letterlike reëse in die land van Kanaan. Want voor dit het hulle gaan verken, hulle het die rekkies uitgestuur en hulle het gaan verken, om te sien, wat gaan die land aan, die land van melk en honing. En hulle sien toe, daar is letterlike reëse. En Moses sê vir hulle, moenie bang wees nie, moenie skrik vir hulle nie. God is saam met julle, hy sal julle help. Want vrees weerhou jou van God se plan. As God 'n plan het, en hy wil hê jy moet ietsie doen, en iewes skielik gebeur daar ietsie, en jy's nou vreesagtig, of jy dink nou, sjoe, nee, dit is nou nie reg, dan moet jy eintlik weet, dit is die Here se plan. Pastoor het al 'n paar keer hierso in die oggende gesê, hy kom dan op en hy het 'n plan. Hy het 'n rigting wat hy moet gaan en hy het 'n idee wat hy wil vorm in die kerk en dan gebeur daar dinge. Mense word siek, mense word afgetrek, karre breek, dinge gebeur net nie lekker nie. Maar dan moet jy onmiddellik weet, hoor hierdie aanvalle gebeur nie normaalweg nie, wat gaan nou aan? Dan moet jy weet, iets is besig om jou van spoor af te bring. Iets is besig om jou van die idee wat jy gehad het, jou plan wil af te vat. En dit is interessant dat toe hulle nou die land gaan verken het. Hulle het nou mense uitgestuur, en hulle gaan verken die land, toe hulle nou terugkom, toe vertel hulle nou van hierdie reëse wat daar is, en meeste van die mense word toe vreesagtig. Meeste van hulle sê, nee, ons kan daar nie daartoe gaan nie. Ek wil nie daartoe gaan nie, die reëse gaan ons verslaan, ons gaan doodgaan. Wat help het ons het uit Egipte uitgegaan, so lank in die woestyn gespandeer, net om te verslaan te word, want ons so naby is. Meeste van die mense sê toe, nee, ons wil nie na daai land toe gaan nie. 2 tog bly sterk in die Here, en hulle sê, nee, ons gaan daartoe gaan, maar die Here word toe kwaad. Hy word kwaad vir hulle, want hier is hulle nou vreesagtig. Die God wat hulle net so ver uitgevat het, en hier kom hulle nou en hulle is bang. Hulle sê, nee, hulle wil nie gaan nie. En die Here straf vir hulle, en hy sê, dat elke ene wat vreesagtig is, elke een wat 20 jaar en ouer is, sal nie in die land ingaan nie. En dis hoekom hulle vir 40 jaar in die woestyn was. Dis omdat hulle nie 'n kompas gehad het nie. Dit is nie omdat hulle nie geweet het waar hulle is nie. Hulle het geweet waar hulle is. Die Here het hulle nie toegelaat om die land in te gaan nie, want hulle was vreesagtig. Nou as jy 'n plan het van die Here en jy is vreesagtig om dit uit te voer, wat gaan die Here dan vir jou sê? Gaan hy dit wag of gaan hy dit aanpas vir iemand anders, of gaan hy dapper en sterk wees en sê, Here, ongeag van omstandighede, ongeag hoe ek praat en hoe ek lyk, ek gaan my plan vir die Here vat vorentoe. Ek gaan my beste doen, ek gaan my deeltjie doen, Here, solank U se naam verheerlik word. Want reëse omstandighede sal jou pad kom en sal jou dreig. Dit gaan gebeur, verseker. Maar geloof is genoeg om enige dreigement nul te maak. Enige dreigement en geloof in die Here sal dit niks maak nie.
Want die Here jou God is saam met jou. Die Here is die een wat voor jou uitgaan, die engele dra jou, laat jou voete nie die klippe stamp nie. Die guns van die Here word oor jou uitgegiet en loop jou vooruit. Want daar is oneindige krag van oorwinning in die Here. Ek lees gou vir julle hierso in Johannes. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Nou ons almal ken hierdie skrif, want dit is 'n redelike bekende skrif en vir mense beteken dit vir sonde. Hy verlos ons van sonde. Maar as jy ook daaraan dink, dit kan ook wees hy verlos ons van vrees. Want hy verlos jou eers van die sonde as jy doodgegaan het. Hy verlos jou eers van sonde as jy na die ewige toe gaan, maar waarvan verlos hy jou vandag? Hy verlos jou vandag van vrees. Hy verlos jou vandag van die aanhou van die vyand wat hy dalk teen jou kan hê. Dalk ietsie in jou verlede gebeur het, of dalk het jy 'n vrees vir ietsie wat weer kan gebeur, maar die Here verlos jou daarvan. Die volgende skrif sê, vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle, ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. As jy in die wêreld bly, dan gee die wêreld nie vir jou vrede nie. Kyk 'n bietjie as jy oor die 100 jare terugkyk. Daai mense was baie meer rustiger. Vandag is alles so gejaag. As jy 5 minute laat is, dan is dit 'n erger ding. Ja, jy so, ons het nou al kalenders met reminders wat vir ons sê wat kom volgende. Ons hardloop van die een ding na die volgende. Moenie vir my sê jy kan vrede hê met dit nie. Jy is gejaag. Ons almal is gejaag om die een ding na die volgende ding toe te doen, om almal te dien soos wat ons moet. Dan die laaste skrif wat sê, dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry, maar hou moed. Ek het reeds die wêreld oorwin. Die wêreld is reeds oorwin. Daar is niks in hierdie wêreld wat jou onder kan kry nie. Geen wapen wat gevorm word kan teen jou gaan nie. Nou, daai wapen is nie letterlike wapen nie. Dit is enige plan, enige aksie van die vyand kan jou onderkry nie. As jy in geloof staan, as jy dapper en sterk is, soos wat die Here jou roep om dapper en sterk te wees, dan kan niks jou onderkry nie. Ongeag wat jou omstandighede is, jy sal daar so sit soos Job en jy sal vir jou vriende sê, julle is verkeerd. Ja, ek is vol swere. Ja, my hele familie is dood. Ja, al my besittings is weg, maar julle is verkeerd. My God is 'n getroue God. Gou vir julle 'n vergelyking of 'n getuienis eintlik maar te vertel. Toe ek jonk was, het ek 'n speletjie, rekenaarspeletjie gespeel. Wie ken Age of Empires? Dit was toe ek jonk was dit was dit nou nog 'n speletjie, maar in hierdie game was dit, jy het nou 'n buis gebou met mannetjies, maar jou mannetjies was van die eerste mannetjies, bedoelend, hulle het mense gegooi met klippe en spiese. Dat jy nou 'n buis gebou en jy maak meer mannetjies, dan gaan val jy ander mannetjies aan. En in die game was daar so 'n ding, ek dink as jy Shift Enter gedruk het of so ietsie, dan kan jy 'n cheat code intik. En dan tik ek daar in Big Daddy. As ek Big Daddy intik, dan gee hy vir my 'n kar wat my siele skiet. So dan gaan ek na die ander buis toe en dan gaan skiet ek hulle. Hulle gooi my met spiese en klippe en ek skiet hulle met my siele. Die rede hoekom ek vir hierdie vertel, dit is hoe dit is om God in jou lewe te hê. Mense is besig met die normale. Mense is besig om mekaar met spiese en goedjies te gooi en jy kom daar aan met 'n convertible wat met siele hulle skiet. Jy kort net God in jou kant en jy sal hulle verower. Hulle staan nie 'n kans nie. Jou omstandighede staan nie 'n kans nie. Jy sal daartoe kom en jy sal hulle oorwin. In die Here, as jy dapper en as jy sterk is in die Here, sal daar niks teen jou kan opstaan nie. Soos ek in die begin genoem het, dat Moses het hierdie vir die Israeliete gesê, maar hy het eers vir hulle beïndruk. Hy het eers op hulle hart op hulle gebeklem dat hulle terugdraai na God toe. Hy sê in die 30ste hoofstuk, vers 17, maar as jou hart afwyk en jy nie luister nie, jou laat verlei en in aanbidding buig voor 'n ander gode en hulle dien, dan maak ek vandag aan julle bekend dat julle beslis tot niet sal gaan. Here verseker dit, as jy hom verlaat, sal jy tot niet gaan. Daarna sê hy, en wanneer jy terugkeer na die Here jou God, en met hart en siel na my stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, dan sal die Here jou God jou lot verander. Draai terug na die Here.
Draai terug na die Here as jy omstandighede het, as alles net verkeerd gaan in die Here, in jou lewe, draai terug na die Here. Dit beteken nie net, ek praat nie net van geloof nie. Jy sê mos, ek glo in die Here, ek kan nie terugdraai na hom nie, ek glo klaar in hom. Ja, maar wat is die kleine dingetjies wat jy ook moet doen? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Draai terug na die Here, maak die deur toe en gaan bid. Spandeer tyd saam met die Here, koester daai verhouding saam met God. Want God verlaat jou nie, maar jy kan hom verlaat. Vir die Here sal jy nooit verlaat nie, vir hy stuur jou. Hoekom sal die Here jou verlaat as hy jou stuur? Hoekom sal hy jou verlaat as hy jou die opdrag gee? Versekerheid in die Here gee jou boldness. Jy doen dan dinge wat jy nie normaalweg sou gedoen het nie. Dit maak jou braaf in die gesig van gevaar. Vertrou op die Here maak dat jy besluite neem wat jy nie voorheen sou geneem het nie. As jy vertrou op die Here en sê jy ongeag, ek gee nou wat gebeur nie, al verloor ek alles, dis fyn, ek doen dit vir die Here. Ek doen dit tot eer van die Here. Verwagting op hom gee onuitputlike krag. Want jy wag op die Here, jy kry nie jou krag van jouself of van ander mense nie, jy kry krag in die Here. En dan verskaf die Here vrede in tye van chaos. Tye van totaal en al verwoesting, kom die Here en hy gee vir jou vrede. Want sy teenwoordigheid is dan vastig, ongeag van jou situasie. Nou soos Moses vir hierdie volk 'n toespraak gegee het en hulle bemoedig het, wil ek vir julle elkeen ook 'n toespraak gee. Wil ek vir julle elkeen ook ietsie voorlees. Of ek vra dat elkeen van julle staan terwyl ek hierdie vir julle lees. En ek vra dat elkeen asseblief mooi sal luister. Na elke woord wat gesê word en maak dit jou eie. Ek rig dit aan elkeen persoonlik. Jy word vandag geroep om dapper en sterk te wees. Nie omdat jou omstandighede maklik is nie, maar omdat God aan jou kant is. Jy leef nie elke dag alleen in hierdie land met al die uitdagings wat ons gesig staar nie. Die teenwoordigheid van die Here jou God is jou waarborg. Sy getrouheid jou skild en sy belofte jou hoop. Vanmôre praat ek direk met jou, net soos Joshua 'n groot vyand in die oë gestaar het te midde van moeilike omstandighede. So is jy geroep om jou familie, jou gemeenskap en jou werksplek in sekerheid te lei. Die pad is nie altyd gelyk nie. Daar is baie uitdagings wat voorlê, maar onthou dat die Here jou God die een is wat saam met jou gaan. Hy sal jou nie in die steek laat nie en ook nie verlaat nie. Staan vandag op. Leiers in geloof en krag, staan vas in die wete dat jy nie vergete of verlate is nie. Wees oorvloedig in diens en liefde, luister met 'n liefdevolle hart en tree na vore soos Moses Joshua bemoedig het, met 'n vreeslose hart en vaste vertroue in die Here jou God. Hiermee sluit ek af. Mag jy vandag hier vertrek met 'n vernuwing van gees, vasbeslote in jou doel en vol vertroue in die ewige krag van God. Amen. Gemeente, ek bemoedig julle asseblief hiermee. Vat hierdie woorde van Moses, vat hierdie woorde van God, wat hy vir jou sê, wees dapper en wees sterk. Daar gaan dalk dinge kom, omstandighede gaan gebeur, maar wees dapper en wees sterk in jou omstandighede en wat ook al jy mag wees. Amen.